Maar kom ons bid sommer net saam. Here, ons is dankbaar dat ons U het. En dit is wat ons vanoggend ons hoop en ons blydskap is. Dankie Here dat buiten U is daar geen lewe, sonder U is daar geen ware blydskap nie. En ons wil dit bely en ons wil dit vandag erken vandag in Jesus naam. Here, ons is so afhanklik van U en ons is lief vir U. En ons bid vandag, Here, dat U die oë van ons hart sal oopmaak in Jesus naam. Amen. Nou goed. Hier kom sy nou. So, yes. Nou, ek wil sommer vanoggend net bietjie laas Vrydagoggend toe ons gedeel oor die kruis in ons eie lewens en toe bietjie gesels oor wie van julle weet en julle moet nou nie so stil sit vanoggend nie, julle moet nou saam gesels, maar wie van julle onthou, kom ons vra vir Jason, wat beteken die woord bekering in Grieks? Wat is die Griekse woord bekering? 1, 2, 3? Jessie, Martinet het geluister? Metanoia. Goed, metanoia, en dit beteken om saam met God te dink. Met ander woorde, om ons gedagtes te verander, om saam met God te dink. Goed, nou, ek wil inval met die deur in die huis, en ek wil 'n stelling maak wat baie rof kan klink. Maar ek bid in Jesus naam, dat dit vir ons iets beteken vandag. Ek dink ek gaan so skei, want ek sukkel om julle nie, as ek so kyk, want daar is lig skyn vreeslik daar agter. Goed, maar in elk geval, ek dink ek moet nou net so staan, en stil staan. Maar in elk geval, so kom ons begin met 'n vreeslike rowwe stelling vanoggend. En dit is misleiding, as jy dit laasweek gesê, as jy dit, ek weet ek spring so 'n bietjie, maar misleiding, wat is misleiding? Misleiding, ons gee gou 'n definisie vir misleiding. En dit is alles, met die klem op alles, niks uitgesluit nie. Alles wat ek nie sien, soos God dit sien nie. So, misleiding is gelyk aan, kom ons grasp dit net gou. Misleiding is alles wat ek nie insien, soos wat God dit sien nie. Nou, dis 'n rowwe stelling, maar hoor nou na hierdie rowwe stelling. Almal van ons, wat hier sit, het 'n vorm van misleiding. Goed, die waarheid woon in ons, maar die waarheid is versleier. Die waarheid is, hoe sal ek sê, word gedemp deur sorge en deur dinge in ons lewens. So elkeen van ons het vlakke van openbaring van Christus in ons. So alles wat ek nie insien in my lewe soos wat God dit sien nie, is misleiding. En almal van ons wat hier sit, het een of ander vorm of daar's groei in ons lewens. Nou 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Enigste wanneer ons as menslike wesens hier op die donker aarde waar ons woon, alles sal ken, is eendag in die hemel. Stem jy saam? So dan alleen gaan ons alles verstaan. Nou, ek het laat ek net gou nog 'n inleiding hê, want ons het 'n verskriklike belangrike prediker hier, ek is net die bysaak hier vanoggend. Nou, ek wil net weer eens dit uitlig wat ek al baie keer al gesê het. En dit is, toe ek op skool was, onthou ek het die juffrou 'n ding gesê, en ons het geleer van in Wallis, doejare in een van die oorloë. Nou onthou nou hierdie ding, laat dit net, hierdie voorbeeld net vir ons drop. In een van die oorlog, weet ek nie of dit die Eerste of die Tweede Wêreldoorlog was nie, of in 'n oorlog het al die werkersklas moes gaan veg het. So die mense, die werkers is uit die myne onttrek gewees, en toe het hulle kinders gebruik om in die myne te gaan werk. En daai kinders het daaronder gewerk en hulle het so gewoond geraak, hulle het nooit op, hulle kos alles is afgestuur onder toe. So hulle het nie gewoond geraak, hulle is nie elke dag op en af in en uit gewees nie. Met die gevolg is, hulle oë het so gewoond geraak, en hoor nou hierdie ouens, hulle oë het so gewoond geraak aan die donkerte, dat toe hulle skielik uitgelig is uit die myne daaronder en hulle die lig gesien het baie van hulle dagblind geraak. Want hulle kon nie die lig
gegrasp het nie, want hoor nou mooi, hulle het so gewoond geraak aan die donkerte, en dit is hoe die mensdom is. Onthou, ons besef nie, ouens, hoeveel duisternis op hierdie aarde is nie. Ons besef nie dat die God van hierdie wêreld in 'n klein letters, met die 2 Korintiërs 4 vers 4 vir ons sê, die duiwel, wat die God van hierdie wêreld is. Nou hierdie wêreld is nie die aarde nie, dis die kosmos, dis die sisteem waarin ons leef, verblind en dis duisternis. Die lig van Christus is in ons harte, maar mense het so gewoond geraak aan die duisternis, dat die duisternis vir mense is asof dit die norm is. Nou dis gruesome, stem jy saam? Nou dit is hoekom Moses, toe hy God se heerlikheid sien op die berg, en dis maar in die Ou Testament, maar toe hy God se heerlikheid op die berg sien, toe blink hy, en toe hy afkom met die wat nie saam met hom in die teenwoordigheid van God was nie, hom as die abnormale erken. Toe sê hulle vir hom, nee, sit 'n sluier, bedek jou gesig, ons kan nie na jou kyk nie, jy blink te veel. Julle ken dit, ne? So, julle is nou baie stil asof dit die eerste keer is wat julle dit hoor. Maar dit is hoekom, omdat die wat daaronder was, gewoond was aan die duisternis, aan die misleidinge. Dit was so 'n misleiding, die misleidinge was vir hulle die norm gewees. Hulle het nie geweet, daar is soveel meer lig nie. En elke keer, ons gaan dit nou weer lees, of kom ons blaai net gou vinnig, en dan gaan ek die prediker vorentoe roep. Ons blaai net gou vinnig saam met my na 2 Korintiërs 3, blaai net gou saam met my daarna toe, weer gou, 2 Korintiërs 3, ons het dit laas week gelees, is jy almal daar? Nou 2 Korintiërs 3, kom ek lees net gou van vers 14 af. Maar hulle sinne, nou daai sinne is mind, is understanding, is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat daar dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, nou wat ons laasweek gesê het, met ander woorde, daai beginsel staan tot vandag toe. Wanneer Moses gelees word, met ander woorde die wet of die Ou Testament, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle, en hierdie is die kern van vanoggend, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here vir die Gees is. Ek wil net eers gou vers 16 uitlig en sê, elke keer, sê saam met my, praat saam met my gou, julle, ek wil nou sê lyk soos lyke nie, maar dit is daar nie so nie, maar julle hoef nou nie so stil te sit vir oggend nie, maar elke keer, sê gou saam met my, elke keer, wanneer daar bekering in my lewe kom, word 'n sluier weggeneem. Goed, nou ouens, in die week, toe kry ek 'n boodskap van iemand, en ek sê toe nou vir die persoon, nou Martinet, jy kan maar vir ons nader kom, sy gaan vir ons vanoggend die woord vat. Nee, jy moet nou net daai spanning op haar gesig sien. Goed, maar toe stuur sy vir my net 'n boodskap. Toe sê ek vir asseblief, kom deel dit net, want dit is so prakties. Ek dink hierdie is, en ek bedoel dit nou uit my hart, dit is myns insiens een van die beste voorbeelde, om dit te beskryf wat ek probeer oordra. Ek sal vir 'n hele uur en van vryheid laas opstaan, of laaste paasdiens, en hier kom sy net en sê, man, dit is eintlik so. So, luister nou na haar, dan gaan julle my glo. Ek is baie dankbaar, ek het jou voorbereiding gesien voor die tyd, anders het ek nou baie gestres. Okay, ek is bly jy het agtergrond ook gegee. So nee, toe ons see toe ry die vakansie, toe ry ons in verskriklike dik mis, en hy lê lekker in slaap, en die kinders lê in slaap, en ek bestuur hier teen 60 km/h, en ek kan nie die kar voor my eers sien nie, as jy nader kom, as sien jy net die briekligte, en, excuse, en, ry toe nou stadig, gaan aan, en op 'n stadium raak die mis so bietjie ligter, en ek dink, okay, nee, nou kan ek beter sien, nou gaan dit beter gaan,
ry bietjie vinniger en op 'n stadium raak dit nog bietjie ligter. En ek sê nee, okay, nou kan ek sien. Ons trek nou by 120 amper en die volgende oomblik toe ry ons so teen 'n bultjie uit en toe is dit net die mis is heeltemal weg en dis net hierdie son wat so opkom in die groen en dit is beautiful. Toe slaat dit my net so in die gesig. Dis soos you have no idea. Jy het gedink jy kan sien, elke keer dink jy nou kan ek sien, elke keer nou kan ek sien, maar eintlik kan ons nie sien nie. So ek het net 'n paar versies wat ek wil lees. Ek kan ek daai vers wat jy nou net gelees het in die wat is dit, Passion Translation. So until now, whenever the Old Testament is being read, the same blinding comes over their hearts. But the moment one turns to the Lord with an open heart, the veil is lifted and they see. En dan het ek nog 'n versie. 2 Korintiërs 3 vers 18. We can all draw close to him with the veil removed from our faces. And with no veil, we all become like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. We are being transfigured into his very image as we move from one brighter level of glory to another. And this glorious transfiguration comes from the Lord, who is the Spirit. En dan die ander een wat ek nou vir jou gesê het, 1 Korintiërs 13 vers 12, dis ook die Passion Translation. For now we see but a faint reflection of riddles and mysteries, as though reflected in a mirror. But one day we will see face to face. My understanding is incomplete now, but one day I will understand everything, just as everything about me has been fully understood. En dan is hier nog enetjie. Wag, hier sou sy. I pray that, as dis Efesiërs 1 vers 17, dis ook die Passion Translation. I pray that the Father of glory, the God of our Lord Jesus Christ, would impart to you the riches of the spirit of wisdom and the spirit of revelation to know him through your deepening intimacy with him. So ja, ek wil maar net dit gedeel het. Kyk hier. Efesiërs 1:18, 17 en 18. So, yes, dankie. Maar kom ons sê gou wow. I mean, maak dit vir ons sin. So, sy dink, nou lyk dit beter. Nou kan sy dan al bietjie al vinniger ry, want die lig het so bietjie verbeter en bietjie beter en totdat sy oor die bultjie gekom het en die lig val oop gaan en sy sien hierdie groen en wat my getref het is haar woorde, you have no idea. Ouens, ons het nie 'n idee what heaven means, what it means. En nou wil ons nie net sê, toe sy oor die bult is, wil ek nie net sê as ons oor die muur is nie, as ons nou omkap en eendag in die hemel is nie, maar ouens, ons besef nie die heerlikheid wat binne in ons is nie. Nou ouens, hierdie skrif wat sy nou net ook gelees het, hy sê terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig in die spieël kyk. Nou die spieël is die woord. Hy sê word ons getransfigureer van een heerlikheid na 'n volgende. Nou ouens, wat sien ek? Help my gou Kobus, wat sien jy as jy in die spieël kyk? Jouself. My oupa het altyd die storie vertel van die ou oom wat so in die spieël, nou het ek die storie weggegee, het in die spieël gekyk, maar okay, toe maar, ons sal 'n ander dag die grappie vertel. Maar in die case, maar nou kyk, so as ons in 'n spieël kyk, dan sien ons onsself. Amen. Maar wat sê hy hierso? Wat sien ons as ons in die spieël sien? Hy sê ons sien die heerlikheid van God. Ek voel nie altyd so nie. Wie van u voel dat as jy in die spieël kyk, sien jy die heerlikheid van God? Inteendeel. Maar ouens, hy sê hoe meer ons in die spieël kyk, hoe meer word ons verander. Maar waarna word ons verander? Hy sê ek raak soos die ou wat ek in die spieël raak sien. I'm transfigured, my oë gaan al hoe meer oop. Efesiërs 1 vers 17 wat hy sê en 18, he opened the eyes of my heart. Hoe meer ek in Christus inkyk, hoe meer word ek verander van gedaante. Hy sê totdat ek die heerlikheid van God sien en totdat ek dit word.
So I become, hoor gou saam met die, sê gou saam met my hierdie woorde, I become what I behold. As ons die hele tyd vaskyk in die donker in ons, dan sien ons die donker in ons, dan word ons donker. Nou ouens, hy sê hierdie woorde, open the eyes of my heart. Nou die rofste van hierdie ding, die lig, die verligte oë, sê die Afrikaans. Nou die verligte oë beteken nie die spotlights wat buite toe skyn nie. Dis lig wat in my inkyk. Dis open the eyes wat to see into myself, to see the glory of God in me. Wat heiliglik in 'n sluier is, en stukkie vir stukkie soos daai mis opklaar, en die misleidinge, daai mis is eintlik misleiding, as ons dit so kan sê in hierdie konteks. So, hoe meer ons in Christus inkyk, hoe meer verlig word ons. Wow, goed. Nou kom ons blaai na Lukas 19. Dis nou die sleutelvers van vandag. Nou, toe ek nou hier voorberei het ek net een van daai wow moments gehad, wat ek net gesê het, Here, you are good. Nou, ek wil nou vandag vir u net bevestig, net sê hoe die Here altyd deur sy goedheid en deur sy liefde dinge bevestig in ons hart. En dan sê ek altyd, ons het dit nou gesing vanoggend, who am I that the highest king would welcome me? Dan sê ek, Here, ek is hier's Etienne met al sy foute en alles, en dan berei ek voor, en hoor nou mooi, dan ervaar ek in my hart om te gesels oor clarity, oor misleiding, oor die groei in Christus, die groei in alles, en ek lees oor Saggeus, en die Heilige Gees lê op my hart in Lukas 19, om vanoggend te deel oor Lukas 19, oor Saggeus. Hoor nou mooi, nou ek het nie op Bybelskool, toe ons Grieks gedoen het, en Hebreëus gedoen het, gaan kyk, wat beteken die naam Saggeus nie. Eers in die week, toe ervaar ek in teen die laas week, toe ek beginne voorberei rondom dit, toe ervaar ek in my hart, die Here wys my, of die Here praat met my, om te deel, om as deel van die boodskap rondom bekering, metanoia, om saam met God te beginne dink. Toe ervaar ek in my hart om oor Saggeus te deel. En toe ek in die week loop kyk, wat beteken die naam Saggeus? Toe val my bek oop, om het so uit te druk. En terwyl ek het lees, toe ek op kol kyk, toe is my hemp nat, en dis toe al die tyd die koil, wat ek so sit en sê, wow, Here. Maar ouens, wat dink julle beteken die naam Saggeus? In die konteks, en die Heilige Gees sê vir my, ek moet oor Saggeus bedien, ek weet nie wat beteken die naam Saggeus nie. Toe ek opkyk wat dit beteken, toe beteken Saggeus, helder. Saggeus beteken kleer, to see kleer. Wow. Ja, hy was klein, maar dit was nie wat sy naam beteken nie. Ouens, is die Heilige Gees nie getrou nie, dan besef ons die Heilige Gees is besig om met ons te praat. Dit spreek van innocence en purity, maar die eintlike ding van dit gaan oor om te sien, die naam Saggeus beteken om te sien, to see clear. Wow. Ja, Reinhard Bonke het eendag gesê, are you enjoying my preaching? If not, I'm doing it myself. Goed. Amen, ouens. Besef ons dat die Heilige Gees in ons harte praat om vir ons te sê, kom ons sien, kom ons gaan verby die veils van misleiding in ons eie lewens. En as ons kan erken, ek onthou, daar was 'n gebed gewees, 2 jaar in Walvis was ons betrokke by die alkoholrehabilitasiesentrum, en daai ouens het 'n passie vir die Here. Ek het daar goed en vir mense wat swaar kry, en ek onthou nog, ek het goedes by hulle geleer daai tyd. En een aand toe vra hulle nog of hulle die kerkgebou kan gebruik, want hulle het 'n byeenkoms daar, en toe ek daar instap, toe hulle so groot bord daarop oor die Serenity Prayer. Nou, ek weet nie wie het al gehoor van ek ken hom nie in Afrikaans nie, die Serenity Prayer. Ja, okay. Nou daar lees ek toe goeders wat ek nie van hou nie. En daar's een ding, onthou nou daai tyd,
jong lad wat vurig is en alles vir die Here en hy sien daar een van daai, hy het 4 punte wat hulle bid daar, so hulle leer toe die ouens om te bid en een van die dinge is om te aanvaar wat ek nie kan verander nie. En ek hou toe nou niks daarvan, ek sê nee, dit is onskriftuurlik. Want ek kan 'n ding weier en alles en later deur die jare het ek tog begin agterkom, daar's dinge wat 'n ou moet besef wat jy die waarheid in dit sien. So ek moes verander het. Maar wat ek vandag wil sê is, as ons kan erken, daar's misleidinge in ons lewens, en ons sien nie alles altyd soos wat God dit sien in my lewe nie, dan het ons gegroei, want dan beteken dit, ons het konfrontasie in ons lewens nodig. En as jy besef, en ek besef, daar's konfrontasie nodig, het ons by die beste punt van ons lewens gekom. Dis nooit die lekkerste punt, stem nie saam, om gekonfronteer te word nie, maar ouens, die woord van God en die woord van die koninkryk sal jou nooit 'n smooth woord gee nie. As hierdie woord van God jou nie konfronteer nie, of as 'n preek of 'n boodskap jou nie konfronteer nie, is dit nie 'n woord van God nie. And if your vision does not scare you, it's not from God. En as ons dit besef, ouens, want God wil jou altyd beter los as wat jy vroeër was. Die Handelinge 10 vers 38 sê, oral waar Jesus gekom het, het hy mense se lewens beter afgelos as wat hy voor die tyd was. Want hy het altyd mense se lewe gekonfronteer. Nou kom ons sien dit in die konteks vandag. Nou vers 1 sê, en hy het in Jerigo gekom en daar deurgegaan en daar was 'n man met die naam van Saggeus, die hoof van die tollenaars en 'n ryk man. Nou ons weet altyd, hy was 'n skelm ou en hy het mense besteel en belieg en bedrieg. Ek weet nie of ken jy sulke mense in Vryburg nie. Dit bestaan. So ek kan nou net vir julle sê, indien u nog nie deurgeloop het nie, vra of my en Irina, ons het behoorlik deurgeloop. Maar in elk geval, maar hierdie ouetjie was 'n klein, my oupa het altyd gesê, klein swernoot gewees. Hy was nou regtig 'n skelm. Okay, kom ons stop hierso. Maar dis nie wat sy naam beteken nie. Sy naam beteken purity, sy naam beteken to see clear. Wow, so dis, wie van julle weet wat beteken die naam Madonna? Vraag of my vrou? Purity. Madonna, sy naam beteken purity, maar dit lyk nie so nie. Goed, okay, so by the way, so daar's, okay, met ander woorde, sy naam beteken kleer, of met ander woorde, daar's nie sluiers nie, hy sien duidelik. Nou, ek wil net gou hierdie skrif, hierdie gedeelte se laaste vers lees, nou gaan ons nou terug, as dit okay is. Kom ons lees vers 10. Hy sê hierso, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Nou onthou net wat ons altyd sê, hierdie wat verlore is, in die Grieks en Hebreëus op Bybelskool, kan jy my vrou ook vra, sy het dit ook geloop, word daar baie meer gemaak van voornaam, van pronouns, as wat ons vandag maak. Vandag word daar so 'n bietjie in die negatiewe, 'n he en 'n ze en 'n allerhande klomp dit en dat, maar dit is nie wat ons van praat nie, maar in die skrif is daar baie, lê die klem baie op dit. Nou, as u gaan lees in die King James, wat die mees direkte vertaling is na die Afrikaans toe, dan sê hy, he came to seek that. Nou, 'n dit is nie 'n mens nie. Nou, dit sluit mense indirek is dit mense, maar daai dit wat verlore was iets anders wat verlore was. Wat is dit wat verlore was? En ek het dit al baie al gesê, Johannes 17, kom ons, ek gee net gou vir julle uitleg oor Johannes, die boek Johannes, laat jy dit net kan verstaan, want ons die kruks van dit alles, Johannes 17 vers 22. Kom ons kyk net gou na die uitleg van Johannes, die boek, die timeline. Dan ek bid in Jesus naam, dat jy dit verstaan nou. Goed, laat dit vir jou sin maak. Johannes 1, het jy hom daar, Johannes 1 tot Johannes 13 vers 30, is die tydlyn en dit gaan oor Jesus se werke, wat hy alles gedoen het. Goed, Johannes 13 vers 31 tot Johannes 16 is Jesus se laaste inspraak. Met ander woorde, onthou, mense het die Bybel in hoofstukke opgedeel. Dit was een boek, so Johannes 13 vers 31 tot Johannes 16 is een gesprek, een konteks gewees. Baie mense vat dit sulke stukkies uit, so dis hoekom ons altyd sê, onthou Johannes 14
wat hy sê, ek gaan hom vir julle 'n plek te berei, het niks met die hemel te doen nie. So, dit is nie wat daar staan, as jy die konteks van Johannes 13 sê, wat hy verwys na, ek gaan om vir julle plek te berei, wat hy gesê het, ek gaan dit aan die kruis, by die dood, by sy dood doen. Die vorige vers, Johannes 13, was dit die gesprek, maar dis een gesprek, wat Jesus met sy disippels gehad het. Vers 16, die laaste vers 33 sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, punt, en toe is dit klaar. Johannes 17 is Jesus se hoëpriesterlike gebed vir ons, so toe bid hy 'n laaste gebed vir almal met wie hy die pad loop. Johannes 18 tot 21 is Jesus se kruistog en sy opstanding. Nou ek wil klem lê vanoggend op Johannes 17. En in Johannes 17 vers 22 sê hy hier vir die Vader, hierdie woorde, hy sê, ek het klaar my werk voltooi. Nou kom die kruis. Maar hy sê in vers 22 sê hy, Vader, en skies vir die Engels, hy sê ek bid vir hulle wat agterbly. Hy sê ek bid nie dat julle uit die wêreld sal wegneem nie, maar dat julle van die bose sal bewaar, ensovoorts, ensovoorts. En ouens gaan embrace hierdie gebed wat Jesus vir jou gebid het. As ons besef wat Jesus vir ons gebid het, glo ek daarom sy Vader het hom gehoor, stem jy saam? En hy sê vir die Vader hierdie woorde in vers 22, hy sê, Vader, the glory that you have given me, I have given to them. Ek het gekom, die seun van die mens het gekom om te soek en te red dit wat verlore is. Jesus maak sy missie klaar en hy sê, ek het hulle nou gegee wat verlore was. Die heerlikheid wat Adam en Eva in die tuin van Eden verloor het, daai glory, hulle het besef hulle is naak, because they lost the glory. Hulle het hulle eer, hulle het hulle innocence, hulle onskuld verloor. Jesus het gekom om ons onskuld te herstel. Ouens, as Jesus bedoel by, ek het jou vergewe, bedoel hy om te sê, ek herstel jou asof jy nog nooit gesondig het nie. Nou dit is die woord vergifnis. As Jesus jou gewas het met sy bloed, is dit wat dit beteken. Nou sê hy, Father, I've restored their innocence, en al wat nou oorbly is die visie, dit wat moet nou gebeur. So met dit in gedagte, Jesus sê vir sy gees, hierdie ou is herstel, want dit is waarvoor ek gekom het. Ek het gekom om sy innocence, om hom in sy persoon, sy oorspronklike, the true you, te herstel. Goed, nou, is dit so ver, dank, ok, nou vers 3, en hy het probeer om Jesus te sien vir wie hy was. Nou ouens, kom ons pak nou net so 'n bietjie hieroor. Hy het probeer om Jesus te sien vir wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Nou ek weet, hy het eintlik gesoek om te kyk wie is Jesus, maar ek wil vandag dit so toepaslik maak in my lewe, en ek vertrou dat u dit ook sal toepaslik maak. Hy wil Jesus sien vir wie hy was, vir Jesus was. Nou ek wil 'n stelling maak en sê, maak dit jou lewensbegeerte. Onthou, ons het begin om te sê, alles wat ek nie sien, soos wat God dit sien, is misleiding. Maak dit jou begeerte om vir die Here te sê, Here, wie is u werklik vir my? Moses, na hoe lank wat hy die pad geloop het, sê hy nog steeds, in Exodus 33 sê hy, Lord, show me your will. Show me who you are. Show me your ways. Wys my wat u hart is. Paulus, ouens, Paulus is opgeruk in die 3de hemel. Paulus het dinge gesien wat die woord sê, wat swaar is vir ons om te verstaan. Hy het die heerlikheid van God gesien. Na dit, hoe lank na dit, in sy journey sê Paulus hierdie woorde, hy sê, sodat ek hom kan ken. Dan kan ons sê, Paulus, jy het dan al hierdie goedes gesien, hoe kan jy sê, jy wil God nog leer ken? Kan jy verstaan van stukkie vir stukkie, vir stukkie wil ek meer. Selfs Paulus het besef, al was ek opgeruk en ek dinge gesien wat swaar is vir ons hier in die donkerte om te verstaan. Selfs daai Paulus sê, Here, ek besef ek ken u nie. Ouens, wat is groei in jou lewe? Groei
is hoe nader jy aan God kom, hoe meer besef jy ken hom nie. Want daar is soveel meer in die dieptes van God, wat ek nooit sal kan verstaan nie. En maar wat ek groei en stukkie vir stukkie die mis opklaar in my lewe. Maak dit sin? So, maak hierdie jou lewensgebed vandag, en sê, Here, show me who you are. Ek wil Jesus sien vir wie hy werklik is. En hy sê so, hy kon nie, want hy's klein. Nou ek weet hy was fisies klein en alles, en dit is die beeld, dit is wat daar gegee is, maar onthou die skrif leer, dit is nie verniet, dat hierdie een, as jy dan omblaai, na Johannes 21 en Johannes 20 se laaste deel, sal jy sien, Jesus het baie dinge gedoen. Dat alles neergeskryf is, sal daar nie genoeg boeke in hierdie wêreld wees om dit saam te kan vat nie. Ek weet nie of jy dit al gelees het nie. Maar hy sê, dit wat hier opgeskrywe is opgeskrywe sodat ons daaruit kan leer. So dit wat Saggeus hier beleef, die rede hoekom die Here hierdie gebeurtenis van Saggeus, daar moes baie in aanhalingstekens ander gevalle ook gewees het so Saggeus. Maar skielik lig die Here, en hy sê vir Lukas hier, so skryf hierdie gebeurtenis neer, want daar gaan iemand wees vandag wat kan identifiseer daarmee. Nou dit is nou nie oor Maureen nou kort van postuur is nie, 1.2 of 1.1, hoe lank is jy? 148. Goed, maar in elk geval, en Jason is 197. Jo, laasweek was dit 6, nou is dit 7. Toe ons op Otjiwarongo gebly het was, so Dennis daar, hy was 199, hy het altyd gesê, hy is 'n Pep Store special. 199, maar in elk geval, maar ouens, die Here gebruik hierdie uitdrukking, dit is 'n klein mannetjie. Nou, as ons gaan kyk en as ons gaan bietjie net kyk in die sielkundige deel, of in die psigiese deel, sal ons agterkom dat 'n mens ontwikkel in verskillende areas van jou lewe. Maar daar waar trauma is, en daar waar gebeurtenisse gebeur in 'n mens se lewe, hou jy op of groei jy stadiger, dis emosioneel gesproke. Nou, ek wil vandag hier 'n stelling maak en sê, onthou, Saggeus se naam beteken sien, om to see with clarity. Wow. Maar daar moes iets fout geloop het in sy lewe, laat hy 'n kleptomaan geraak het, laat hy 'n dief geraak het, stem jy saam? Daar moes daar iets fout geloop het in sy lewe, laat hy mense bedrieg het. Nou, ek wil hierdie stelling maak en sê, jou vermoë om te groei, geestelik te groei, lê in hoe jy Jesus sien. En onthou 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, hoe meer ek hom sien, hoe meer word ek verander, hoe meer groei ek, hoe meer word ek van een gedaante van heerlikheid verander na die volgende. Maak het sin wat ek probeer sê vandag, ouens. En hoor nou wat sê Jesus, hy toe in 'n willevye boom geklim. Ek onthou altyd, Irina, het dit ander dag ook vir iemand vertel, van die een ou wat vertel het van die predikant wat gepreek het, maar hy was nog van daai wat so gepreek het, as hy so praat, dan, ek weet nie of julle groot geraak het met dit nie. Goed, en hy preek, en hy sê, Pilatus, kom uit die boom uit. Maar niemand lag, of niemand, en hy besef, toe later, dit is Saggeus, wat in die boom was. En hy sê, Pilatus, dit is Saggeus se boom hierdie. Goed, maar in elk geval, maar Jesus sê vir hom hierdie woorde, vers 5, en toe Jesus by die plek kom, kyk hy op, en sien hom, en sê vir hom, Saggeus. Hoe het Jesus geweet, hierdie man se naam is Saggeus? Baie interessant. Maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Nou, het Jesus 'n afspraak gehad met hierdie ou? Ek meen, hierdie ou ken nie eens vir Jesus in aanhalingstekens ken hom nie, maar hy ken sy naam. Nou ouens, ek moet vandag in jou huis kom. Hoekom moes Jesus vandag in jou huis kom? Vir almal van julle, wat behalwe die van 'n berge onder andere, wat nie woensdag aand by die kuieraand was nie. En Tia was daar. Nee, hy was nie daar nie. Ons het sop en brood gehad, en maar in elk geval, 5 minute na die tyd, nie eens voor die tyd nie, toe laat weet Tia, hoor, ek het so besluit, ek kom nie vanaand nie.
Nee, ek joke nie. Maar in elk geval, Psalm 31 vers 20, praat oor die goedheid van God. En hy sê, Here, hoe groot is u goedheid? Maar dan noem hy hierdie woorde, hy sê, u goedheid is groot, en hy gee 2 eienskappe van dit. Hy sê, wat u vir my weggelê het, en wat u vir my uitgewerk het. God het vir jou iets goeds. Kan ek dit weer sê? God het vir jou iets goeds weggelê, en hy het vir jou iets goeds uitgewerk, en hy sê, hoe groot is dit nie, Here? Toe die Here vir Saggeus gesê het, ek moet vandag in jou huis kom, het die Here vir hom gesê, eintlik, hierdie steel gewoonte van jou, it's not the true you. Dis nie wie jy is nie. Ek het voor die grondlegging van die aarde vir jou iets uitgewerk. Ek het vir jou iets weggelê wat joune is. En ek wil in jou huis kom en ek wil dit vir jou kom verander. Ek wil jou kom konfronteer, dat jy dit ontvang, dat jy dit verander, dat jy dit aanneem, sodat jy kan word die ware jy. Nou op my notas het hy gesê, jy gaan nou baie gesê, jy sê, Here, U is goed. Hoe groot is die goedheid vir my? Nou ouens, met ander woorde, Jesus sê eintlik vir hom daar, as jy my konfrontasie, ek moet vandag in jou huis kom. Hoekom moet Jesus? Ek het vir jou iets goeds, Saggeus. Ek het iets goeds vir jou weggelê. As jy my konfrontasie ontvang, gaan dit jou laat sien en jou eer herstel. Wat het Jesus gekom? Johannes 17 vers 22, die Engelse woord vir eer is glory. Die Afrikaanse, Here, die eer wat U vir my gegee het, hierdie iets in my sak, wat ek moes kom afgiet, wat ek moes kom deliver het vir die mense op aarde, hulle eer, Nelly se oorspronklike eer vir wie hierdie vrou eintlik is, het Jesus aarde toe gekom om dit vir haar te gee. Sy soek dit, dis verlore in haar lewe gewees. Ek het gekom om dit vir haar te kom gee. Saggeus, as jy my konfrontasie ontvang, as jy my in jou huis ontvang, sal ek dit vir jou kom gee, wat jy verloor het. Want dit wat jy nou sien, dit wat ek in jou sien, en dit wat mense in jou sien, is nie, hulle geniet nie wie jy werklik is nie. Sjoe, geniet mense jou, vir wie jy op die oomblik is. En opwees, tot 'n mate, maar opwees, as daar dan 'n vorm van misleiding is, kan hulle nog meer geniet. En hoe meer hulle die true me beleef, hoe meer geniet hulle 'n stukkie van die hemel. Ouens, vers 6 sê, hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. Nou Jakobus 1 vers 21 sê ontvang, nou daai woordjie ontvang beteken om hom met vrugbaarheid, om hom met openheid te ontvang. Met ander woorde, om my gees oop te maak vir hom. Saggeus het Jesus ontvang. Kan ek dit weer sê? Saggeus het Jesus ontvang. Nou vers 7, en toe almal dit sien, het hulle obvious weer gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar vers 8, Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, hoor nou mooi, hoor nou hierdie woorde, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En nou hoor nou hierdie vers, volgende gedeelte, hy sê, en as ek van iemand iets afgepers het, omdat hy 'n tollenaar was, so hy was nou 'n gesagsfiguur, gee ek dit 4-dubbel terug. Nou ouens, vers 8 is die gevolg. Ek glo, ek is van harte oortuig, toe Jesus by daai ouens se kombuistafel gesit het hulle dalk nie oor rugby gesels, of oor enigiets anders. Ek dink Jesus het die spreekwoordelike sy kop gewas. Ek dink Jesus het hom gekonfronteer oor sy lewe, maar hy het dit ontvang. Hy het dalk nie van alles gehou wat Jesus vir hom gesê het nie, maar hy het dit ontvang. En die gevolg is, toe hy daar uitstap, toe is hy die persoon, die oorspronklike true you. Toe is hy die persoon, dit is die gevolg, hy word soos die een wat hy gesien het in die spieël.
Hy het in die spieël gekyk, hy het in Jesus ingekyk, en hy moes in Jesus ingekyk het, en terwyl hy in Jesus inkyk, het hy verander van gedaante, en hy het meer geword, soos die een wat hy in die spieël sien. Is dit nie amazing nie, ouens? En toe hy daar uitstap, toe het hy nie meer 'n craving vir steel nie. Toe hy daar uitstap, het hy nie meer 'n craving vir pornografie nie. Toe hy daar uitstap, het hy nie meer 'n craving om sy vrou af te breek, of haar man oneervol mee te praat nie. Toe hy daar uitstap, het hy nie 'n craving gehad vir dinge wat ungodly was nie. Because the true you were restored. He saw the glory. In vers 9 sê, toe sê Jesus vir hom, hoor nou hierdie woorde, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Vers 9, omdat hy die konfrontasie van die woord aangeneem het, het hy beter geraak. Jesus sê in Psalm 31 wat ons nou gesê het, ek het vir jou iets goeds weggelê. Hy het dit ontvang en hy het daai goeie ontvang wat Jesus vir hom weggelê het. Voor die grondlegging van die aarde het die Here vir jou 'n bloudruk uitgewerk. En al wat gebeur het is toe hy in Jesus inkyk, toe ontvang hy the benefits of Jesus in sy kombuis, as ek dit so kan sê. Nou ouens, kom ek sluit, maak klaar in vers 10 sê, en hy sê vir hom hierdie woord, hy sê, aangesien hy hierdie man ook 'n seun van Abraham is, wat Jesus eintlik daardeur gesê het is, hierdie ou is eintlik goed. Jesus sê vir jou, jy's eintlik alright, maar dit wat ons sien in hierdie ou, sien hy, lyk hy, sy optrede, sy menswees, sy natuur weerspieël nie, laat hy 'n seun van Abraham is nie, laat hy eintlik ook in ons raamwerk vandag eintlik oulik is nie. Inteendeel, daar's ouens wat ons baie te nagekom het. Maar ouens, was dit nie die Here se genade gewees wat ons geleer het deur die jare, dat diep in hierdie persoon, Prediker 7, ons sal dit nou kyk, sê God het al die mense goed gemaak, maar die mens se eie schemes het van hulle gemaak wat hulle geword het. Nou, vers 10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red. Nou, die eintlike woord sê, dit wat verlore was. Dis die doel, dit was daai woordjie want, beteken eintlik vir hierdie doel. En ek het hierby geskryf, toe sy eer herstel is, daar in sy binnekamer, daar waar hy met Jesus ontmoet het, daar waar hy die konfrontering van die woord aangeneem het, daar waar hy dit wat vir hom weggelê is, ontvang het in sy hart. En hy nie, want wie van ons hou altyd van konfrontasie? Wie van u hou daarvan as jou vrou of jou man vir jou paar goed sê, wat jy nie van hou nie? Ok, goed, maar in elk geval, toe sy eer herstel is, het hy Jesus gesien vir wie hy is. Hy het in die boom geklim om Jesus te sien vir wie hy is, en toe sê Jesus vir hom, nee, ek wil jou oë oopmaak, dat jy dieper sien wie ek regtig is. Amen? Ek wil die mis laat opklaar, jy wil my sien, ek onthou ouens, en ek het al voorheen al 'n paar keer gesê, jare terug, toe stry ek in iemand, en ek sê vir iemand, maar dis nou 'n hele klompie jare terug, hoe jammer is dit dat jy nie meer yogi sip kry nie. Jy sê, nie meer, jy kry nog yogi sip, ek sê, jy kry nie meer yogi sip nie. Want toe ons 'n kind was, was dit so lekker. Ek onthou daai boksies, het soos 'n melkboksie gemaak, en maak jy hom so oop, en druk jy die strooitjie, dan loop jy so, en die vriendin van Jerina sê, maar jy kry dit nog steeds. Ek sê, jy kry dit nie. Ek het dit nou die dag in die koffie gesoek, en toe kry ek dit nie. Daai Sondag by die kerk, toe bring sy vir my 'n bottel yogi sip. Toe praat die Here met my. En die Here sê vir my, jy soek yogi sip in sy ou vorm.
Maar omdat dit in 'n nuwe vorm is, dink jy dit bestaan nie meer nie. Dit bestaan nog steeds, is net in 'n ander vorm. En so soek mense Jesus net in sy vorm, in die ou vorm. Maar Jesus wil dieper in jou hart inspreek. Saggeus wou Jesus sien vir hoe hy lyk, en Jesus het vir hom gesê, ek wil vir jou wys wie ek werklik is. Maar ek wil hê, so ver ek vir jou by jou sit, en vir jou wys wie ek is, wil ek vir jou wys wie jy regtig is. Want hoe meer jy my sien, hoe meer sien jy in die spieël hoe jy lyk eintlik. Ouens, iemand het dit eendag so waar gesê, Jesus is nie 'n voorbeeld vir jou nie. Nou wie van julle is geskok as ek dit nou sê? En ek stem saam met dit. Nou ek ken vir ou Sonja, ek ken haar gesig. Oh, nou, haar gesig weerspieël nou alles. Nou wie van u sê Etienne, nou skok jy my? Jesus is nie 'n voorbeeld vir jou nie. Stem dan nie saam nie. Ek dan nie gaan nou saamstem. Jesus is 'n voorbeeld van jou. Hy is die voorbeeld hoe God jou eintlik wou gehad het. Hy het vir jou kom wys wie jy werklik is. Hy het vir jou kom wys wat God vir jou weggelê het en wat God vir jou uitgewerk het. As jy my gesien het, het jy gesien hoe God oor jou voel. Hoe meer jy in hierdie spieël inkyk, hoe meer word jy verander van wie jy werklik is. Nou kan jy vir Oula sê, wow, amen, halleluja. Nou kom ons, ek wil afsluit met hierdie woorde. Stem Tannie nou saam? Ja, nou is ek bly. Goed, want, hoe meer bekering, wat beteken bekering? Om saam met God te dink. Onthou ons het begin om te sê, alles wat ek nie sien soos wat God sien nie, alles wat ek nie dink soos God dink nie, is misleiding. As jy dink jou man is 'n vark, is jy mislei. Maar, al die manne het my voor die tyd gevra om dit nou te sê. Goed, hoe meer bekering, hoe meer glorie of eer, heerlikheid. Hoe meer glorie of heerlikheid, hoe meer blink ek. Amen? Hoe meer ek blink, hoe meer word ek soos die een wat ek sien in die spieël. Ja, daar moet 'n sien wees ergens. Wat beteken die naam Saggeus? Om goed te sien, om duidelik te sien. Wow. En hoe meer en hoe meer en hoe meer. Met ander woorde, dis 'n sirkelloop. Die een ding lei na die ander ding. Amen. En ouens, laasweek toe ons bedien het en ons gesê, die woord bekering is nie 'n vloekwoord nie. Dis die grootste blessing wat jy in jou lewe kan hê. Wedergeboorte is eenmalig, maar vir ons wat kinders van Jesus is dit die mooiste woord om te sê, Here, ek wil elke keer, tot vandag toe, elke keer wanneer daar bekering kom, word 'n sluier weggeneem. Gesien ek so bietjie meer, is daar bietjie minder mistigheid in my lewe. Elke keer, en as ons dit verstaan, wil ons sê, Here, ek kan nie genoeg daarvan, dan verstaan ons hoekom ou Dawid vir ons geleer het, toe hy homself gesien het, Psalm 139, hy sien homself en hy sê, Lord, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Ken jy dit? Wat is die laaste vers van daai Psalm sê hy, Lord, search me, toets en deurgrond my. Ek wil bekeer dat ek meer kan wees op die pad, nie op die pad van seer kry nie, die pad wat my bring na pyn nie, dis wat vers 24 sê, maar bring my op die pad van lewe. So Dawid, omdat hy, hoe meer hy die heerlikheid van God in homself gesien het, hoe meer wou hy verander. En dis 'n gesonde teken in jou lewe. Amen. Halleluja. Nou ek het hier 'n gebed geskryf. En hierdie gebed is, Jesus, nou, ons het blaadjies hierso, wat ons dit sommer nie, Irina dit vir ons Vrydag lamineer het. Hy's gemarineer ook. Ja, nou gee jy nuwe betekenis, dankie my lief, dit was nou wonderlik wat jy gedoen het. Maar so as u voel in die hart om saam te stem met hierdie gebed, dan bid u dit, en sê, Jesus, ek het baie van Saggeus in my. Amen.
So baie wat ek nog nie sien, soos wat U dit sien nie. Ek moet ook vandag, U moet ook vandag in my huis kom. Ek ontvang U. Ek ontvang U inspraak. Ek wil U heerlikheid sien in my. En hoor nou hierdie laaste deel van hierdie gebed. Ek wil ook respond soos Saggeus, 4 keer beter te doen as my vorige misleidings. Wat 'n gebed is dit nie, ouens, wat ons vandag kan bid. En ek wil dit vir elkeen van u bid vandag in Jesus naam. En dat ons met 'n ontvanklike hart kan sê, Lord, I want to change. Daar's 'n ou liedjie wat ek onthou op Bybelskool ons gesing het tot hy hol gery was. Change my heart, oh God. Weet nie wie van jou onthou nie. Make me ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make me ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Amen. Yes. Nou wie wil vandag vir die Here sê, Here, ek wil vandag hierdie gebed join in my hart. Kom ons bid sommer saam. Halleluja. Halleluja. You're a good, good Father. En u invloed op ons is net goed, Here. Toe u in Saggeus se huis gekom het u nie daar vir hom gesê hoe sleg is hy nie. En selfs al het u hom gekonfronteer, moes dit vir hom hemels gewees het, Here. Want u woord sê 1 oomblik in die teenwoordigheid is beter as 1000 in die tente van goddeloosheid. 1 oomblik by u is lewe. Soos Martinet in haar getuienis gesê, toe sy uiteindelik oor die koppie kom, of op die hoogte kom, en die mis opgeklaar het, en sy daai mooi sien, en sy hierdie woorde gebruik, you have no idea. Here, we have no idea what the next level of revelation is. Ons het geen idee hoe mooi ons sal blink. Ek dink nie Here Moses het besef hy blink toe hy van die berg afgekom het nie. Hy het gegaan en hy het by sy eie mense gekom en hy wou met hulle deel en hulle kon hom nie aanskou nie. En hy het nie eens, Here, ek wil vandag bid. En wil jy nie ook vir die Here vandag sê, Here, laat my huismense vir my sê, jy blink. Ek sien iets by jou wat so kosbaar is. Ek sien iets by jou. Wil jy dit vir die Here vandag sê, Here, ek wil blink. En al kom ek het nie eens agter nie, wil ek hê my mense moet dit agterkom. Hulle moet dit sien in my. Want u het gekom om my eer en my heerlikheid, my onskuld te herstel. Here, maak my ook kleer, dat ek ook duidelik sal sien, soos Saggeus se naam beteken. Dat ek ook sal wees wie ek is. Saggeus was nie wie hy was, wat sy naam beteken nie. Maar toe hy daar uitkom, toe is hy the true him. Maak my ook so onskuldig. En wie is daar vandag wat ook vir die Here wil sê, Here, ek het in so mate my onskuld verloor. Maar dankie vir u. Dankie dat u my purity, my onskuld herstel in hierdie oomblik. En dis wat u doen in hierdie oomblik, Here. En ek bring eer aan u. Ek ontvang u. Wil jy net vir die Here sê, Here, kom in my huis. Kom in my huis, ek verwelkom u, soos Saggeus u ontvang het. En die skrif sê, hy het u met blydskap ontvang. Hy wat
in alle mense se oë eintlik 'n vark was. Die omstanders, Here, was kwaad vir U. Hoe kon U in daai man se huis ingestap het? Niemand het van Saggeus gehou nie, want hy het sy gesag misbruik, hy het afgepers. En Here, as daar dinge is wat mense nie van my hou nie, soos wat hulle nie van Saggeus gehou het nie. Miskien is daar dinge wat my eie huismense nie van my hou nie. Met rede. Ek ontvang U, Here. Ek ontvang U. Laat ek ook U in U inkyk en word soos die een wat ek in die spieël sien. Verander. Meer heerlikheid, van heerlikheid, from glory to glory. From glory to glory. En soos wat U dit doen, Here, is my gebed vandag, dat as ek uitstap, waar ek met U ontmoet het, dat ek ook sal sê, ek wil 4 keer beter wees, as my vorige misleidings. Ek wil, want dit is wie ek nou is. Ek is eintlik nou, so die ware ek, wat U voor die grondlegging van die wêreld vir my uitgewerk het en vir my weggelê het in Jesus naam. Ek prys U, Here, vir wie U is. En kom ons sê dit net vir die Here, You are a good, good Father. You are a good, good Father. Dankie vir dit, Here. In Jesus naam. Amen. Amen.